van julle traumatise my. Okay, julle rarig. Julle traumatise my. Ek het 'n video gepost gisteraand. Dis die 4de video van hierdie een af. Gaan terug, okay? Oor het dit rarig gebeur. Wat ek praat oor wanneer drome voel soos 'n werklikheid en daai wat jy voel iets sit bo op jou bors en jy kry nie asem nie en soveel mense het vir my gesê, ag, maar moet net op jou rug lê nie. Jy weet daai ding wat bo op jou bors sit het 'n naam, meer. Okay? It's demonic. Mense het vir my gesê, ag, ek is gewoond daaraan. Dis net my ma, dis my ouma, dis my oom, hulle kom kuier net vir my. Nee, julle, waarmee is julle besig? Ek sê seker, pastoor, daai is bietjie rof, dis scary. Dis suppose om scary te wees, want dis hoe die goed in die gees lyk. As die meeste mense in die geesdimensie kon sien, julle, ons sal van ons koppe afgaan. Okay? Dit is nie mooi nie. En vir te lank het die kerk ons net gewoond gemaak aan hierdie duiwel in die kinderbybel en dis nie so verskriklik nie, we can coexist en dis hoekom mense hierdie goed in hulle lewe toelaat. Kom ons sê, jy word môreoggend wakker. Okay, jy het 'n pragtige huis, beeldskone, mooi grasperk, het lekker gereën, grasie soos kort gesny, alles. Jy's trots op jou tuin. Môreoggend kom jy buite of jy kom dalk nou van vakansie af en hier is 'n shack gebou in jou pragtige tuin. So my vraag is nou, jy het nou hierdie gesien, stunning huis, mooi tuin, maar daar's 'n shack met al hierdie vuil goed. Gaan jy net daai shack daar los? Of gaan jy iets doen om daai illegal mense wat daar squat van jou erf af te kry? En is dieselfde met geestelike goed. Gaan jy net toelaat dat hierdie demonic attachments aan jou vaskleef en in jou huis wees, in jou teenwoordigheid, en jy gaan dit net ignore en afmaak as niks? Ek gaan beslis nie, want ek soek nie sulke goed in my huis nie, en dit is nie wat die Here van ons wil hê nie. So, ek hoop hierdie gee vir jou iets om aan te dink, want ek is bekommerd oor van julle. Okay, as jy hulp nodig het, as jy wil leer hoe om hierdie goed te hanteer, asseblief, DM my.